welkom by nog 'n episode van Huishonde en hierdie week het ons 'n baie lekker topic en ons gesels natuurlik weer met Philip. Hi Philip. Hallo Tersia, hoe gaan dit met julle daar bo in die noorde? Ons kla glad nie dankie en daar by julle. Dis weer winter en is nat. Lekker. Maar ons klaar nie, Ons het die reën nodig. Ja. Die honde hou van die koeler weer en die nat weer. Natuurlik, ja. Werk hulle lekker. Baie lekker. Hulle geniet dit. Nou vandag praat ons oor wat jou te doen staan as jy sit met jou bord braaivleis op die stoep en julle is nou almal lekker op pad om te eet en hier kom jou hond met sy piering oë en staar tot binne in jou siel want hy wil jou kos hê. Wat doen jy as jou honde smeek vir kos by almal oral die hele tyd? Gee hom kos. Ek dan honger. Dit is duidelik as honger. Tersia, ja, hierdie ding is 'n ding wat ek in elk geval oral van hoor. Dis 'n klag wat baie gereeld inkom. Waar ek ook al is, my hond sal ewig hier onder die tafel. As ons klein kinders het, dan tel hy al die scraps op vir die kinders. En weet wat die kinders geniet het, hulle vat nog aan die kos, wat hulle nie van hou nie, hulle gooi dit op die vloer vir die hond. Wow, 100%, dit word so 'n lekker speletjie. Ja, en die ouers is te bly want hulle hoef nie skoon te maak, die hond doen dit sommer vir hulle. Maar ja, hierdie is 'n groot probleem want ek sê altyd die mense is buite die reëls as die hond in die ruimte is waar hy vir kos kan bedel. Okay, so ons begin by waar is die hond en waar is die mense en waar is die kos? Ja, ek dink ons moet begin by wat gebeur in hulle natuurlike lewe as wilde diere. Nadat daar gejag is, dan eet die leiers of die ouer paar, soos ek hulle noem, hulle eet eerste. En daarna kan die res van die span kom eet. So terwyl hulle eet, gaan niemand naby daai kos kom nie, want dit gaan 'n geveg wees en wie ever naby aan dit kom, gaan natuurlik tweede beste daarvan afkom. Ja. So dit begin weer by reëls, by dissipline of gehoorsaamheid, by rutine. Wanneer ons eet, is die hond nie in ons ruimte nie. Wanneer jy moet kos werk, of dit nou in die kombuis is, eet kan maak saak waar nie. Die hond is nie in jou ruimte nie, die hond is uit, hy's buite. Baie mense sien dit as wreed, ek sê dis in hulle natuur. Hy gaan kos soek want dis daar, of hy nou honger is of nie, hy gaan dit soek. En die oomblik wat jy kos op die grond laat val, en jy het meer as een hond, dan is die kanse baie goed daar gaan 'n geveg wees. Ja, net so. En hulle verjaarsrekening as ek lekker groot is. En dan, as hulle die hele tyd in jou ruimte is en hulle begin kos kry, dan begin hulle bedel, want dit is die nuwe norm wat geskep word. So eintlik, dit kom nie van honger af nie, dit kom van swak struktuur en ruimtebeheer. So eintlik moet ons glad nie bedel noem nie. Die hond bedel nie omdat hy vreeslik honger is en tog net hou ietsie wil eet nie. Nee, hy kry mos sy kos elke dag. Wel ek hoop so. So jy weet, en die ander ding is, ek glo glad nie daaraan dat mense vir honde mense kos gee nie. Want as jy hom eers begin mense kos voer, nommer 1 is nie gesond vir hom. Want hy raak lekker bekkig en hy wil net seker van die goed eet. En normaalweg is dit bene en vleis. Dit is te maklik om die braaivleisvuurtjie vir my hond te choppingie te gooi. En dan 5 minute later is ek op pad verjaars toe en daai been sit in sy keel vas. Of jy gee vir hom een keer 'n been en volgende keer verstaan die hond nie dat dit nie hierdie keer gaan gebeur nie. Nou kom sit en wag hy vir die been want hy het laas keer een gekry. So jy skep baie verwarring by die hond ook. En as jy met hom gaan stap, word hy 'n scavenger.
Dis al wat hy soek. Sy neus is op die grond, hy soek bene. Veral waar bouers is en daar's hoenderbene en goed. Dis wat hy soek. Hy's nie daar om enigiets anders te doen nie. Hy is Hy soek reeds waar reuke is van ander honde en hy soek die reuke van kos en dis waar wat hy gaan soek. En ons maak hom los en hy tel 'n hoenderbeen op of ons reageer nie vinnig genoeg nie. Want ons is nie gefokus op die hond nie. Dan het hy daai been en as daai been in sy keel of sy binnegoed gaan vassit, is die kostes geweldig. Mits jy dit kan red, né? Ons moet dit bysê. So moenie vir jou hond mense kos gee nie. Die reëls is dood eenvoudig. As jy en jou familie om 'n tafel sit en eet of wat meeste mense nou doen, sit voor die TV in die sitkamer en eet, dan is daar boundaries gestel en jou honde mag nie naby julle kom nie. Hulle is uit daai ruimte uit. Hulle kom nie onder die tafel en sit en spring en krap hier teen jou been vir kos nie, hulle is uit. Ek sê altyd terwyl jy eet, sit hulle buite. Dis die ideale geleentheid vir daai ouetjie om hond en dier te gaan wees. Sy tyd buite te spandeer, sy draaie te stap, sy dinge te doen en julle eet in vrede, klaar julle kos en as almal weg is van die tafel af en alles is weggevat, dan kan jy die honde weer innooi dat hulle inkom binne toe. Dit is ook gevaarlik as dit by klein kinders kom, want die hond sal sy pinkie vat uit sy hand uit of sy baie mense as kinders tande sny is lief om vir die klein ding 'n stuk biltong te gee om aan te kou. En as daai hond dit vat en die kind wil dit terugvat, hou dit gaan hom byt. Want hy het nou mos die kos gekry. Jy weet 'n mens kan sê, moenie kos op die tafel los nie, moenie kos dit nie, moenie kos dat nie. Maar as jy die honde daar los, moenie dink 'n hond gaan nie op 'n toonbank op 'n tafel klim as hy daai reuk gekry het en daai kos gaan afval daar. En ek het die geval hier gehad, dan kom die man het uitgekom, die hond het die hoender een kant gehad, hy het hom klaar gesteel en toe slaan die man die hond. Toe tackle die hond op. Sê ek, maar jy moet verstaan, daai hond het daai kos gekry. Hy het dit ontdek. Dis syne. En nou wil jy die resource van hom al wegvat. En hy gaan beklei daarvoor, so hy gaan jou byt. As jy daar is en jy het kos op 'n tafel of iets en die hond kyk vir daai kos, moet jy al klaar daar wees en hom reghelp. Hy moet uit die ruimte en weg. Jy moet die briektrap voor die ongeluk gebeur. En jy moet ook van jou kant af die verwagtinge regstel vir jou hond. You can't set him up to fail as jy gaan inconsistent wees en besluit vandag as ek in 'n goeie by so ek gee vir my hond 'n stukkie kaas as ek yskas toe loop. Môre as ek in 'n slegte by en ek verskree die hond oor hy by my kom teen die yskas opspring vir sy stukkie kaas, dan is dit baie die eienaar se skuld omdat jy die verwagtinge so stel. Ja, die hele ding is die eienaar se skuld van die staanspoor af. Ja, natuurlik. Toe jy daai hond kry as 'n puppy, moes jy al binne die reëls gewerk het. Absoluut. Nie daar wees nie. Onthou ons het al verder terug gesê, jy kry daai blank canvas, jy teken die portret daarop, dis wat jou hond word. Dit hang af hoeveel moeite jy insit. Jy kan nie hier halfpad begin skets aan 'n ding en jy het nie die basis van die ding gedoen nie. En as jy nie jou hond van die staanspoor af reg leer nie, dan gaan jy probleme optel. En die groot probleem is om daai goed weer reg te stel. Jy weet, as 'n ding is die norm geword het vir hond en jy moet nou die assosiasie en die gedrag verander, is dit nie, daar is nie 'n quick fix nie. Dis nie 5 minute nie. Party van die goed kan maande vat om reg te maak, want as mense hulle diere al op daai vlak laat kom het, dan sê dit klaar vir my, daar's nie die commitment nie. En as daar nie die commitment is nie, kan jy die hele proses vir hulle bring, vir hulle op 'n bord gee, en die commitment is nog steeds nie daar nie. So op die einde van die dag is daai hond by die SPCA.
of hy het iemand gebyt nie, hy sit hom uit. So ja, mens wil dit nie hê nie. So ek sê altyd, bly binne die reëls. Die hond moet rutine hê, die hond moet weet waar sy plek is, en daar's daai ou ding van wat ek in glo, me time, paartjiestyd, familietyd en dan hondetyd. En in daai eerste paar is die hond nie 'n faktor nie, hy speel nie 'n rol nie. As dit familietyd is dit ek en my familie sonder die honde, veral as daar klein kinders is nie. So wanneer jy leiband optel, dan word dit hondetyd. Wanneer jy jou hond gaan kos gee, is dit dis 'n rutine wat gevolg word. Hierdie hond, daar's 'n ander woord wat hulle gebruik, weg van rutine af, in sy natuurlike instinkte en goede. Hy weet, dit is sy kostyd. Hy weet hy moet werk vir sy kos. Hy moet kalm wees, hy sy eie uitsit, hy moet hom gedra, dan gaan hy sy kos kry. Dis hoekom ons ook nie kos die hele dag los vir die hond, dat hy kom eet wanneer hy wil nie. Want as hy dominant begin raak met daai bak, dan begin dit ook 'n probleem raak. So jy moet jou 10 minute vat en sê, nou gaan ek my hond kos gee. Ja, Dis my hondetyd. En jy moet 2 ure vat en jy moet gaan kos maak vir jou familie en jy moet gaan sit en jy moet klaar eet sonder honde. Dan gaan jy nooit daai probleem hê waar die hond kom bedel, die hond daar sit en blaf vir kos, hy raak lastig of hy kom op die punt waar hy begin grom en buiterak raak. ek dink ook 'n belangrike punt om te noem is dat as jy kuiergaste kry, as jy iemand is wat baie onthaal en jou kuiergaste het nie baie mooi maniere nie, so nou kom jou hond en leer, ek kan by ander mense wegkom hiermee. Dan is dit belangrik om te onthou, jou hond moenie in die ruimte wees van al die mense wat eet nie, so hy moet glad nie naby die tafel of onder die tafel wees nie, en jy moet ook kwaai wees met jou kuiermense. Ek sal nou nie so ver gaan as om 'n shock collar op jou kuiermense te sit nie. Maklik. Ek wil nie 6 maande se werk in my honde insit en hier kom 'n kuiergas en hy neem 6 maande se werk op. Nee, ek sal maklik daai shock collar aan sy nek sit. Net om jou in die rede te val, wat ek hierso baie op aandring is, vir die groter honde, hê 'n kennel vir hom buite. Ordentlike kennel, waar hy 'n slaapplek het, hy het water, hy het 'n dak, hy het skadu, al die goed. As jy kuiergaste kry, gaan hy ontkennel. Want kinders speel en daar's al soveel gevalle waar kinders hardloop met koekies en goede en die hond is tussenin en hulle gryp dit weg van die hond en die hond byt. So gaan vat daai hond, sit hom sy kennel. Ander mense het hierdie mooi draadhokke wat hulle in die huis het ergens, en as kuiergaste kom, dan sit hulle die hond daar binne. Hy's rustig, hy's kalm, kinders karring nie aan hom nie, daar's nie kos betrokke nie. So hy gaan sy maniere leer en hy's doodgelukkig daar. Moenie dinge so wreed nie. Nee, is die belangrike deel, onthou jy gaan sit nie daarin as 'n straf nie. Jy sit hom daarin sodat hy rustig kan ontspan en dis baie lekkerder en veiliger vir almal in so 'n situasie. En 'n hond gaan onder stres in, hoor, as daar te veel kinders is en baie honde wil net gaan wegkruip. Hulle soek dit nie. So nee, sit hom in sy hok, kennel, waar ook al, kry met die pad uit, kuier lekker saam met jou gaste, laat die kinders hardloop en speel, laat hulle maar koekies of goed hê en rondhardloop en mors. Na die tyd kan die hond uit wil sê, luister, gaan maak vir papi die plek skoon. Okay? Gaan geniet jouself, daar's veel sweeties. Nie laat dit goed is vir die hond nie, maar ja, as jy dit nie self wil optel nie. To each his own. Ja, moet net nie laat jou hond die borde skoon lek en dan sit jy hulle in die tuin en die skottelgoed wasser, jy hoor. Sal die eerste keer wees wat ons daarvan hoor nie. Nee, glad nie. Julle so 'n hond wat bedel kom glad nie neer op die hond is so honger en sterwend vir 'n bietjie aandag en kossies dat hy nou daai stukkie kaas of daai hoenderbeentjie moet hê nie. Dit kom neer op struktuur, dit kom neer op ruimtebeheer. Jou hond moenie daar wees terwyl jy eet nie, want dit is wat sy natuur gaan vir hom sê, hier's kos, let's go for it.
jy wil 'n situasie skep waar jou hond nie gaan fail nie, waar jy en jou hond en jou gaste en almal lekker oor die weg gaan kom en saamleef. So as jou hond bedel, is jou beginpunt daar. Nommer 1, kry die hond uit die ruimte uit terwyl mense kos hanteer en terwyl mense eet. En as jy baie sukkel hiermee, dan like en subscribe sodat jy nog video's en tips kan sien. En dan by jy ons, want ons kan jou help hiermee. Ja, ons het nog baie tips, baie dingetjies waarmee ons kan help. So ja, subscribe, like, is vir ons belangrik, dan weet ons julle geniet dit daar buite. En ja, 'n mooi week vir almal verder en veilig wees met julle hondjies.